In vandag se episode gesels ek met die ongelooflike mooi Elisma Esterhuise. Sy is pragtig van buite, maar die mooiste deel vir my van haar is haar hart vir Jesus, haar hart vir mense. Sy is 'n entrepreneur, sy is 'n model, sy het al die wêreld gereis, maar haar beste deel van die wêreld bly steeds Suid-Afrika en dit is presies waar sy haar besigheid kom vestig het. Dit is vir my so mooi om haar storie te hoor waar sy uit ongelooflike moeilike tye die stukkies kon optel en deur die Here wat haar gelei het, dit kon optel en iets nuuts geskep het daaruit en so 'n voorbeeld en stem van 'n vrou te kan wees. Dis vandag vir my die grootste voorreg om vir Elisma hier te hê, want sy is gutsy. Elisma, welkom by She's Gutsy. Dit is vir my so lekker om jou hier so te hê. Ons het nog nie eintlik behoorlik ontmoet nie, maar ek het jou al 'n klomp keer gesien en natuurlik is jy vir my stunning. Jy's 'n model, jy's 'n entrepreneur, jy toer die wêreld met jou werk en dit is my so verskriklik inspirerend en dis presies hoekom ek jou gevra het om vandag hier te wees. Dankie. Dit is so lekker om te hê. Hoe gaan dit met jou? Hoe lyk Elisma se lewe op die oomblik? Ek dink op die oomblik strive en survive ek op dieselfde tyd, maar dit is baie lekker. Ek dink ek het 'n hele nuwe fase van my lewe soos half betree, so dit is lekker om besig te wees. Uitdagings elke dag en besigheid, maar ja, ek dink dit is regtig so groot voorreg om bietjie terug in die land te wees, om bietjie of terug te gee. En ja, ek geniet dit regtig verskriklik baie. Dis amazing en ek dink vir die mense wat nog nie vir jou ken nie en wat 'n klein bietjie konteks nodig het oor wie jy is, waarvan jy vandaan kom ons vat dit dalk 'n bietjie terug na jong Elisma toe. Kom ons sê einde laerskool begin hoërskool, wie was sy, hoe het jou kinderjare gelyk? Dit is 'n diep vraag, ek weet, maar ek dink alles vir ons is gevorm deur ons toe ons jonk was en deur ons familie en dit waardeur ons is. So vat my 'n bietjie terug na jou kinderjare toe. Ja, so ek is definitief groot geword. Ek dink sommer hel hier in die eerste 5 is minute. okay. Ek het tissues daar so. Deur 'n baie sterk vrou. So my ma, my pa is geskei op 'n baie jong ouderdom en ja, soos ek was ook gemolesteer op die ouderdom van 14 jaar oud. So baie goed in my lewe gebeur, maar definitief my gemaak wie ek is vandag. Ja, ek dink in graad 9 het ons getrek Bloemfontein toe en dit was net na die molestasie gewees. En ja, dit was nogal so moeilik om in te pas. Dit was maar 'n vreemde ouderdom vir 'n meisie om soos nuwe vriende te maak en waardeur ek gegaan het was iets waardeur almal gegaan het nie. Ja. So dit was regtig van moeilik om soos my emosies en net myself regtig weer te vind. Ja. En ja, ek dink die res van my hoërskoolloopbaan was regtig vir my verskriklik moeilik geweest. En na hoërskool het ek gaan studeer, onderwys gaan studeer, maar ek het net 'n 2 jaar onderwysbeurs gehad en dit is hoe ek opgeëindig het om te besluit om internasionale modelwerk te gaan doen om my eie studies te kan bekostig. So Wow. ek dink ja, dis definitief 'n hele mond vol om soos half alles te sê, maar ek dink hier is een ding wat ek regtig so self verander, soos deur die hele proses nie, want ek dink dit is definitief wie ek is vandag, dit het my definitief gemaak wie ek is, en waardeer baie goed, baie meer, dink ek, omdat ek is deur waardeur ek is, maar ek is baie bevoorreg met 'n verskriklike goeie ma, en verskriklike goeie ouma en oupa, wat my ook baie soos emosioneel geondersteun het, en of ook my tweede stel ouers was, en dan het ek 'n ouer broer en 'n jonger broer wat my ma op my tone hou. So lekker character development wat soos nog daagliks gebeur. Deur hulle, maar ja, so dit is ek en hier is ek nou in die Kaap. Amazing. Ek dink voor ons dieper in daai gaan, want ek weet dit is iets wat baie min mense hoor praat. En dit is iets wat ons nog eers op hierdie podcast oor gepraat het en ek dink die sad deel is daarvan is dat meeste vrouens wat deur dit is, het nog nooit met enigiemand gepraat nie en dra dit saam met hulle en dit is so 'n ongelooflike burden om te dra en dit word nie genoeg oor gepraat nie. En ek weet dit is ook waarvoor jy staan, is om daai goed wat mense nie oor praat nie, om dit uit te bring, om te wees van jy is nie alleen nie. Vertel my 'n klein bietjie oor Her Unspoken Truth wat jy begin het. En ek weet dit is
deel van wie jy is en dis my crazy hoe jy sê jy sal niks verander nie, maar want dis omdat jy nou 'n voice kan wees vir ander vrouens. So kom ons gaan 'n bietjie in her own unspoken truth en hoe dit begin het en wat jou goal is daarmee. Ja. So ek het unspoken truth begin net omrede soos ek het verskriklik regtig gesukkel nadat dit gebeur het. Ek het nie eers geweet eintlik wat dit is nie of maar soos deur die polisie en alles of nou maar na die tyd soos uitgevind wat dit eintlik met my gebeur het. Al wat ek geweet het is sodra dit gebeur het ek geweet dit is verkeerd. En dit het gebeur deur iemand wat ek regtig vertrou het. So dit was vir my moeilik om half te gasp van soos hoe is dit ewen moontlik? En ek het net geweet dit is verkeerd en ek het dadelik 'n mindshift gehad, dit is nie my skuld nie. So dit was vir my baie maklik. En wat ek dink is baie moeilik vir ander vrouens is ek weet dit is nie my skuld nie, so dit was nie vir my 'n halfe worstel van was dit dalk nou my skuld of nie. So ek dink dit is hoekom ek baie soos groot daarop is om daaroor te praat. Maar ek was in 'n psigiatriese hospitaal opgeneem en soos selfmoordneigings gehad. So ek dink nie my pad was maklik geweest nie, maar ek dink in daai tyd het ek regtig soos ook die Here soos leer ken dieper. Want ek het regtig geworstel, soos verstaan nie altyd hoekom dit met jou moet gebeur nie. En ek dink soos toe die Here vir my wys dat dit gaan nie oor my nie. Ja, nee, dit gaan nie oor my nie en dit gaan oor hom en soos wie hy gaan kan raak deur my. Dit ek net besef soos verstaan die vision is soveel groter as my seer. En ek dink dat ek net besef dat soos die Here gaan my definitief gebruik en lank daar gebid en in COVID tyd het ek net besluit soos wel die Here hou aan my visies wys van wat hy wil met my doen en ek sien hoe ek in 'n gehoor staan voor vroue en praat. En ek is definitief iemand wat voor mense praat nie. Glo dit of nie. Ek op skool, ek dink ewen het ek die juffrouens omgekoop om net soos my speeches ten minste soos in pausetyd te doen. So ek het glad nie daarvan gehou al babbel ek baie. Ek glad nie daarvan gehou om regtig so speeches te doen om voor mense te praat. So elke keer as die Here vir my die vision gewys het ek regtig net nie regtig verstaan nie want ek het hom sê het definitief die verkeerde meisie weet want dit gaan nie ek wees nie. En ja, ek dink soos met tyd het die Here my regtig soos half deur situasies wat in my lewe gebeur het my voorberei vir unspoken truth en net vir my ewen die naam het net soos gekom en ek het net geweet soos unspoken truth en die slogan is speaking for those who are silenced. En my hele visie van unspoken truth is om 'n platform te skep vir vrouens om anoniem hulle stories te kom deel. Want ek dink dit is die grootste ding van ek dink ons generasie is definitief meer oop daaroor, maar ek dink nog nie dit is op 'n plek waar mense regtig dit opbring nie. So dit is nou maar half my goal met 'n unspoken truth is om 'n platform te skep waar vrouens regtig hulle stories kan deel anoniem en net voel dat daar is mense wat hulle kan ondersteun. Ja. So ek dink soos ek het definitief deur dit my definitief genees om my seer soos in 'n groot purpose te omskep en ek's baie dankbaar daarvoor. Dit is amazing. Ek dink nie jy weet wat jy doen vir ander vroue nie, soos wat die impak is wat jy op ander vrouens se lewens het nie. En dit is so maklik om te sê of om in 'n gat in te kruip en te wees van jy weet God has forsaken me, he has left me, en hoe kon hierdie met my gebeur, en dit is nie van hom af nie, dit is nie dat dit gebeur vir 'n rede van hy wil dit gebruik het, nee, dit is nie van hom af nie, but he will use it for good, en dit is so ongelooflik dat jy so obedient was deur dit, jy is so sterk, en dit is vir my so inspirerend, en toe ek die storie die eerste keer gelees het, ek het dit nog nou nie uit jou eie mond uit gehoor nie, maar dit is absoluut fantasties en ek is so dankbaar vir vroue soos jy, want dis presies ons goal met Gutsy is om vrouens aan te raak, maar om actually so 'n spasie te kan skep waar vrouens anoniem kan deel, is beautiful, want daar is vrouens wat nooit reg sal wees om regtig hulle naam te kop aan het, om regtig vorentoe te kom en te wees van hierdie is wat met my gebeur het, want die ding is, en jy sal nou verstaan, is mense voel skuldig, hulle voel vuil, hulle voel hierdie het nou met my gebeur en ek moet skaam wees hieroor en dit is my skuld en hulle dra die burden, maar om 'n plek te skep waar dit eintlik released kan wees en wees van weet jy wat,
hierdie is nie my skuld nie. Hierdie het met my gebeur, maar ek is nie 'n victim van hierdie nie. Ek gaan nie hierdie saam uitdra nie. Ek gaan vrouens help. Dit is so powerful en jy kan so trots wees op jouself en ek wil net voor ons nou net begin dieper in dit gaan is soos net weer te sê dat weet jy wat like jy is powerful en jou storie gaan nog so baie vrouens aanraak en mag daar met jou lewe met jou nuwe besigheid nou saam met dit ook 'n link kan wees in daai en te wees van weet jy wat ek het nie opgegee nie. Dit was nie die einde nie en dis my so hartseer om te hoor dat jy selfmoordneigings gehad het, maar daar is soveel vrouens wat kan relate. Wat was iets wat gehelp het? Jy het nou genoem jy was in 'n psigiatriese hospitaal. Was dit die eerste stap na genesing toe in terme van om deur dit te kan kom? Of sal jy voorstel mense moet met iemand kan gaan praat? Wat is dalk 'n paar praktiese stappe wat jy sal voorstel? Ek dink vir my natuurlik het ek jy gaan nou half deur soos dips in jou lewe soos of net soos fases van soos okay, is nou fine en dan gaan jy weer af en op en af. En ek het definitief verskriklik baie sielkundiges gesien. Maar ek dink toe ek regtig half besluit het dat ek wil verander en soos dat dit gaan nie vir my half verstaan soos afbring nie, want ek dink dis definitief 'n mindshift wat jy moet maak. Is soos ek is nie 'n victim nie. En dit is definitief wat my regtig of genesing gebring het en obviously soos om regtig met die Here te worstel oor hoekom dit gebeur het. Soos ek dink nie ek sal definitief nie gewees het waar ek is sonder verstaan ek wat of 'n baie beter verhouding met die Here het en regtig verstaan het soos dis okay dat dit verstaan gebeur het en verstaan dit vat nie die waarde van my of enigiets weg nie. So ek sal definitief sê is soos verander bietjie net jou mindset en ek weet dit klink dalk hard en lelik, maar as jy heeltyd 'n victim gaan speel, gaan daar nie regtig ruimte wees vir genesing nie. En ek dink my grootste ding wat ek regtig meer gesukkel het, is om die persoon te vergewe. Sure. Ja. Ja, soos dit is maar so hard, soos Ja. dit het my baie lank gevat, maar ek voel altyd soos as jy nie 'n persoon vergewe nie, gaan hy hou vas altyd op jou wees. Verstaan? Soos hy gaan hou vas op jou. En ja, ek dink as jy of dit sien as verstaan, soos jy vergewe om meer vir verlossing vir jouself as om verstaan jy vergewe om van dit is okay wat hy teenoor jou gedoen het. So dit is definitief iets waardeur jy moet werk. Ek sal sê met 'n sielkundige, maar dit is baie belangrik om daai mindshift te maak. Soos as jy heeltyd 'n victim mentality gaan hê, verstaan dit gaan jou nêrens bring nie en dit is baie hard om dit te sê, maar verstaan dit is nie 'n titel nie. So as jy dit gaan maak dit is jou titel, ag shame sy was gemolesteer. Verstaan dis al wat mense van jou gaan soos onthou. Maar ek dink as jy impak op ander mense se lewens wil hê, soos gaan jy regtig soos net verstaan dit is maar deel van jou storie, maar dit is nie wie jy is nie. Ja. Dit is so powerful. En ek dink definitief daar is meisies daar buite wat dalk nou deur so iets gegaan het en nie weet met wie om te praat of waar om te begin nie. En miskien is die eerste stap dalk net om met iemand wat hulle vertrou te deel en te praat en te wees soos weet jy hierdie het met my gebeur, want ek dink dit is wanneer jy glad nie met iemand kan praat nie wat daai gedagtes ook harder en louder word. Man, dit is aaklig, maar jy's reg wanneer jy sê dat dit is nie die einde nie, dit is nie wie jy is nie, want die cool ding is nou Elisma, toe ek jou jy weet, bietjie navorsing oor jou gedoen het, dit is nie die eerste ding wat opgekom het hier, dit is nie wie jy is nie. Jou eerste ding wat opgekom het is, jy's 'n entrepreneur, jy is 'n model, jy is hierdie sterk, ongelooflike vrou. En dit is waartoe ek ook wil beweeg in die gesprek is, die pad na dit, jy toe onderwys gaan swat, jy toe om jou studies te befonds, modelwerk gaan doen en ongelooflik gedoen. Jy het seker nooit gedink dat dit is die pad wat toe voor lê nie. Hoe het jy toe begin met modelwerk? Was dit eers toe jy geswat het toe jy modelwerk begin het of hoe het die pad met modelwerk gelyk en wanneer het jy besef dat wow, ek kan eintlik 'n volle beroep hieruit maak? So ek dink eintlik ek's half gebore ongelukkig, nie ongelukkig maar gelukkig. My pa was akteur geweest, my ma het modelwerk gedoen. Okay. So ek dink ek was half baie vroeg blootgestel aan dit en ek het geweet dit is 'n opsie, maar ek was baie erg dat ek baie graag wil gaan swat. So toe die geleentheid half net opkom, toe dog ek ag, weet jy wat, Elisma, hoekom nie? En ek wou nog altyd getravel het. So ek dink dit is nou half
net half alles in lyn geval. En ek het definitief gedink dit gaan so goed gaan nie, om eerlik met jou te wees. Soos jy het mos nie half expectations vir iets wat jy nog nie soos half ervaar het nie. Maar dit was 'n verskriklike groot voorreg om regtig reg oor die wêreld te reis en soos met daardie werk te doen. Soos ek dink die lekkerste ding van met daardie werk is jy jy weet eintlik nie waar jy volgende dag gaan wees of jy volgende week gaan wees nie. So is baie onvoorspelbaar. Maar ek dink as jy so jonk is dit lekker. Soos dit daag jou uit, dit maak jou verstaan oop, jy word blootgestel aan kulture wat jy nooit soos verstaan blootgestel sou geword het nie. Aan mense, jy verstaan mense beter en jy leer jouself regtig baie beter ken. Soos dit is maar een ding wat ek moet sê, is soos ek dink ek ken myself bitter goed nou na alleen travel en sukkel alleen en ja, treine mis en vlugte mis en net soos, daar's niemand om jou te help nie, so jy moet maar net jouself nou hierso gou regroup en ja, net vinnig groot word en dan, ja. Hoe oud was jy toe jy begin alleen travel het vir modelwerk? So, ek dink my eerste trip was ek 20 gewees. Dit was nogal so culture shock. Ek gaan nie vir jou jokkie. Ek onthou die eerste of tweede keer wat ek terugkom van 'n werk af, het hulle kokain op die tafel gedoen. Nee! So dit was nogals, ek gaan nie vir julle jokkie, dit was nogals Want dit is natuurlik is nie net dit is ja, is 'n glamorous bedryf, maar dit is 'n bedryf waar jy jouself ook heeltemal in kan verloor vir die klits en die glam en jy is beautiful, so dan is 'n mens ook nog, jy weet, approach deur celebrities en mans en dit en dat en ek wil vir jou vra, hoe het jy nie jouself ook verloor in die proses nie, want mens kan ook in al hierdie so in die wêreld begin leef en so word van okay, wel ek is nou word jy nie meer bekend of nou is jy nie meer geken as die meisie wat gemolesteer was nie, maar nou is jy geken as die meisie wat beautiful is en dit is nou maar wie jy is. Hoe het jy jou identiteit behou deur dit alles? Dit is moeilik, ek dink soos veral omdat jy heeltyd verstaan, jy word heeltyd gejudge op jou voorkoms, jy word heeltyd gejudge op jou mate, jou gewig, soos dit is maar baie touchy subject in modelwerk, soos dit is definitief nie vir enige iemand wat 'n swak selfbeeld het nie, en ek dink waardeur ek al in die lewe was, het ek verskriklike goeie selfbeeld. Ek het ook soos ek vroeër gesê het, soos ek het 'n verskriklike so sterk ma, en ek dink soos omdat ek half dit gesien het deur haar, soos ek word nie baie maklik beïnvloed nie, of soos as iemand half 'n comment het oor my voorkoms, soos dit steur my nie regtig maklik nie, so ek dink ek's baie bevoordeel in daai opsig, maar ook soos ek is daar gewees vir 'n girl, soos ek was nie daar om te kuier of om goed te eksperimenteer of soos ek wou met daar gewees het, soos ek het verstaan rekening om te betaal en soos goed wat ek wil doen. So ek dink omdat ek baie gedrewe was in wat ek wil doen, was dit vir my baie maklik om my self nie te verloor nie. En dit is soos wat jou ma altyd sê, is soos met wie jy jouself omring is bitter belangrik. En ek dink terwyl ek getravel het, was dit ook vir my belangrik om te sien soos met die mense met wie ek myself omring, soos gaan ek verstaan dalk iewers 'n gap kry waar ek soos half gaan beïnvloed word. So ek het myself net seker gemaak dat ek myself omring met mense wat verstaan regtig 'n goeie invloed het. Dis amazing en dit vat baie om op so jong ouderdom, ek meen jy is 20 jaar oud, jy is weg van jou familie af en ek meen jy kom nie uit die maklikste omstandighede waar jy in hoërskool ook baie gesukkel het met wie jy is en om te herstel deur dit waar jy gegaan het. Jy toe onderwys en swat. Wanneer het jy gevoel, okay, ek is nou voluit genees, ek is nou weer okay om myself voluit te wees, want ek probeer net die stukkies bymekaar sit, want ek weet dit was 'n baie moeilike tyd, 14, 15, 16, hoërskool verder was baie moeilik. Het jy toe geweet, weet jy wat, ek wil uit die land uit gaan, ek wil soos, het modelwerk vir 'n bietjie gevoel, soos 'n escape? Ek dink soos dit het my ook half die vryheid gegee van om net bietjie te wees wie ek wil wees. Ek is definitief iemand wat hou daarvan as mense vir my sê wat om te doen nie. So as iemand vir my sê wat om te doen, dan sal ek definitief teenoorgestelde doen. So ek het dit gesien as 'n uitdaging van okay, gaan jy nou 3 maande wees? So ek sê nee, kom ons doen so vir 10 maande. So ek dink dit is wat my half dit was definitief 'n escape vir my gewees. Dit was lekker om net bietjie half te leef en nie te worry oor verstaan soos wat mense nou gaan dink of verstaan daar is daar nie regtig judgment want dis mense van reg oor die wêreld wat jy ontmoet. So verstaan hulle het ook hulle lewe al geleef. So ek voel dit gevoel dit is half soos 'n escape vir my om net bietjie te wees en net bietjie te leef. Dis amazing en hoe het daai
pad toe verder gelyk in modelwerk en hoe het jy toe besluit om ultimately weer terug te kom? Ja, so obviously COVID het gebeur, toe kon ek nie regtig baie getravel het nie en ek het teruggekom en ek was actually 'n onderwyser geweest vir graad 1. Ek het dit verskriklik baie geniet. Ja, ek het nog altyd maar 'n groot hart vir kinders. En nadat dit week of COVID nou verby is, het ek net besef dit was nou lekker, maar soos ek mis bietjie die travel en ek het net weer teruggegaan en begin travel. En my laaste jaar van modelwerk die laaste 2 jaar het ek regtig gesukkel want ek wou terugkom. Vriendinne trou en verstaan soos daar was begrafnisse wat ek gemis het en jy kon nie sommer jou familie treur nie en verstaan jou ouers word ouer en my ouma en oupa word ouer en dit is regtig goed wat ek half gevoel het ek mis uit op. En ek moes sien hoe my vriendinne se kinders groter word oor foto's en ek het net besef iewers gaan ek half regtig soos 'n besluit moet maak van is ek gelukkig? Want obviously dit lyk baie glamorous en dit is baie glamorous. Jy travel en jy sien die wêreld, maar ek moes 'n besluit maak van is ek gelukkig omdat dit lekker lyk en lekker is en of is ek regtig gelukkig? En dit was regtig vir my. Dit was vir my 2 jaar wat ek gesê het ek gaan nou ophou en dan gaan ek weer, want ek het nie regtig geweet nie. Ek het geweet as ek terugkom wil ek nie onderwys doen nie. Net omdat ek hou maar van travel en my eie ding doen en of my eie tyd hê. En mens is baie vas as jy in 'n bedryf is. In 'n bedryf is. So ek het dit nie geweet regtig wat is volgende nie. En ek regtig baie daaroor gebid. Ek was soos Here, ons moet gou-gou 'n plan hier uitwerk want ek voel ook nie meer ek soos die model wat ek altyd was op set nie, soos ek word baie vinniger soos gefrustreerd en wil nie meer ekstra doen nie en dit is ook nie wie ek is nie, so ek het geweet soos my tyd kom nou maar tot op 'n einde. En ek is verskriklik lief vir Suid-Afrika. Soos dis een ding wat ek moet sê. Ek is so lief vir ons mense en so lief vir ons land. So dit was vir my nie eers 'n toe-breiner om soos iemand te dink om terug te kom nie. Hoe cool is dit jy van die hele wêreld getoer, maar is nog steeds in Suid-Afrika soos jou favourite? Ek wil net dit doen, 'n little side, dit is vir my so cool. Dit maar is so as 'n mens in 'n ander land is soos weet jy wat, hier is beautiful, maar ek kan nie wag om dit te choppy weer te doen nie. Exactly. Ja, so ek het eintlik maar die choppies en die rugby oral reg oor die wêreld terwyl ek getravel het maar gesoek. So ek dink vir my is dit maar net ek het geweet ek wil terugkom Suid-Afrika toe. Ek het net nie geweet wat is die volgende stap nie. En my laaste trip het ek eintlik toevallig het ek getravel sonder sneakers. En ek het gegaan en ek was soos perfect opportunity wat ek vir myself create om sneakers te koop. En ek was in Portugal gewees en toe in Spanje gewees en toe ontdek ek toe nou net Kauai en ek koop die skoene en ek dra 6 maande en ek sê, "Jo, dis nogals gemaklik." En ek het toe nou net gedink, hoe cool sou dit wees om dit Suid-Afrika toe te bring. Of net so half 'n brainwave gekry en dit half genoem vir familie en hulle was alles maar soos jy het geen ondervinding nie. Ek het gesê, weet julle wat, net omdat julle sê dalk soos Moenie vir sê wat om te doen of wat ek nie kan doen nie, want dan gaan ek dit doen. So ek het dit eintlik gesien as 'n motivering om soos ek gaan dit doen. So ja, die brand ontdek terwyl ek getravel het en toe is ek soos okay, wel ons kan dit alleen doen. Ek soek ook kort besigheidsvernoot en regtig bid daaroor en ek het so jaar voor dit het ek vir Jana my besigheidsvernoot ontmoet deur haar man want haar man besit Old School en ek het haar ontmoet en ons het baie goeie vriendinne geraak en eendag het ek opgestaan en ek het haar gemessage en gesê, hoorie, ek het 'n besigheidsidee, maar ek gaan nie sê wat dit is nie, so bid daaroor en as jy hoor wat ek hoor, dan is dit definitief van die Here af. En 'n week gaan verby en ons sê ons moet by mekaar koffie drink want die idee moet nou by mekaar kom. En sy stuur toe vir my, maar sê maar net wat dit is. Ek sê nee, want ons kon toe nou by mekaar uit vir koffie nie en ek soos okay, ek stuur toe vir haar 'n gif op Instagram op WhatsApp wat soos 'n olifantjie is met sneakers en sy stuur toe vir my terug Kauai. En ek dink is moeilik om dit oor te vertel, maar soos dis ek soos dis definitief die Here wat soos dis definitief hierdie en die een ding van Jana is sy is 'n CA, so perfekte besigheidsvernoot. So sy behalwe obviously al of advies en haar kennis wat sy het in finansiële in die finances is sy regtig soos ook 'n baie gedrewe mens. So sy het regtig 'n verskriklike mooi hart. En ja, sy is ook baie driven. So dit was vir my maklik om te weet dat as 'n besigheidsvernoot, so ons gaan lekker gel. Verstaan, ek's meer kreatiewe kant, ADHD, soos droom groot en sy is meer konservatief, soos julle is maar met 'n budget wees. Dis kan nie, daar is nie soos altyd verstaan tyd en alles vir dit nie. So dis lekker. Ek dink ons challenge mekaar, want ons is so goeie span. Maar ja, ons het toe nou uitgereik, regtig lank gewag en baie daaroor gebid en die brand het teruggekom en ons het uitgereik
kontrak na hulle toe November toe en ons het Januarie het ek en Jana oorgevlieg om die kontrak te gaan teken met hulle. Want hulle is 'n verskriklike groot familiebesigheid. So hulle wou nie gehad het ons moet regtig enigiets oor verstaan se Zoom doen nie. So ons het oorgevlieg in en uit vir 2 dae. Die kontrak gaan teken en distribution rights gekry vir Afrika. En ja, ons het teruggekom, ons het gelaunch in Mei. Uitverkoop in 2 weke, soos moes nuwe stok invlieg. So dit het verskriklik vinnig gebeur en veral vir 2 meisies wat geen ondervinding het nie. Dit is insane. Ja, so En dit wys jou nê dat soos jy was weer eens obedient. Dit in 'n hele ander manier van jou lewe hierdie keer, maar jy het gehoor ek moet hierdie doen en maar ook wel dan op jou oog vir hierdie goeters. Ek meen die feit dat jy gesien het, weet jy wat, hier is 'n gap en ek gaan hierdie doen. En ek meen dit is huge want dit voel so far-fetched soos hoe gaan ek hierdie massive brand net so Suid-Afrika te bring, want vir ons is Suid-Afrika, yes, ons het nie geweet wat Coolway is nie, maar as jy in Europa is en jy soos okay, wel Coolway, like almal weet daarvan, almal weet wat dit is. So dit is nie net van 'n klein brand wat 'n mens nou hier gaan begin nie. Dit is soos dit voel so untouchable of eintlik unreachable om dit te kan doen en jy is net soos weet jy wat, I can do this. En die feit dat sy, sonder dat jy wel enige konteks gegee het, 'n olifantjie met skoentjies aan en sy het net like die brand net geken, soos dit is so confirmation dat dit van die Here af is. Dis huge, dit is so cool. En hoe het hierdie eerste jaar toe in besigheid gelyk? Want ek kan dink dit moet rof wees, veral as dit soos way groter is as wat jou expectations is. Ja, en ek dink dit is waar jy ook sê soos ons het die gap gesien, maar eintlik het ons nie die gap gesien nie, want ons het nie geweet dat daar 'n gap is nie, want ons het net niks ondervinding nie. Ons het net die brand gelove en gedink as ons die brand love, gaan almal die brand love. So, maar ons is verskriklik soos regtig geseënd met ons partnership met Coolway. Omdat hulle nog 'n familie besigheid is dit vir ons baie makliker om te kommunikeer. So dit kom baie makliker voor as wat dit is. So ons is regtig geseënd in daai area, maar dit het baie vinnig gegroei. Baie vinniger as wat ons gedink het en ek dink baie min mense weet dat ek en Jana het alles gehardloop tot soos ons het 3 maande terug eers customer service oorgedoen. So enigiemand wat kyk, as jy enigstens customer service antwoorde gehad het in die laaste soos ek weet nie jaar, was dit ek en Jana wat gesit en dit geantwoord het. So ek dink nie mense verstaan die verskillende aspekte van 'n besigheid en wat dit kos om soos dit te groei en jy is heeltyd hands-on, soos jy het nie eintlik af om enigiets te doen nie, want soos jy vind maar soos uit, soos met die proses, soos wat alles gebeur, soos toe ons launch die aand het ons eers 'n payment, soos met dit gehad nie. Oh my word! Dit was baie goed wat al verkeerd gegaan het. Ons het binne 6 maande 'n winkel oopgemaak wat ons nie eers soos gedink het ons gaan nie. Waar is die winkel? Die winkel is in Pretoria in Hazelwood. So ons het 'n winkel oopgemaak en dit in is Pretoria en julle is hier. Ja. En dit is ook die eerste Coolway winkel in die wêreld. So dit was baie So daar is nie 'n fisiese Coolway elders in die wêreld nie. nee, so Oh my goodness. ja, ek dink Spanje is nogals bietjie verbaas met hierdie 2 meisies met geen ondervinding wat hulle bietjie op hulle tone hou nie, maar ja, dit is ek sê net my goal nog altyd met Coolway was, dit is so groot voorreg om werksgeleenthede te skep in Suid-Afrika. Soos ek dink Suid-Afrika het soveel potensiaal en soos veral ons generasie wat opportunities sien en dit vat. Ek dink ons kan definitief verstaan 'n verskil maak in die land. So ek dink dit is definitief my grootste goal gewees en ag toe hulle sê kom ons maak 'n winkel oop, toe dog ek nee wat. Ja, Jana. Let's do this. En hoe het julle besluit op Pretoria en nie in die Kaap nie? So daai moet ek sê Daniel, Jana se man, hy is iets anders. Ek gaan nie vir julle sê jokkie, maar ek sê altyd hy verstaan die besigheid verstaan hom en hy druk ons verskriklik om te groei, om regtig bietjie ons self daar buite te sit en hy het gesê hoor hier gaan 'n spasie oop, julle gaan 'n winkel oopmaak en ons was soos nee, dit was soos ons 2 jaar beplanning, hy soos nee, dit is julle 3 maande maak oop die winkel. So dit is nogals lekker om iemand te hê wat jou regtig bietjie uitdaag want ek dink ek en Jana verstaan dit is nou maar half alles van ons is daarin. So dit is baie risky, maar om iemand te hê wat ook al klaar daardeur was en half bietjie leiding te kry van hom af, is dit help ons verskriklik baie om baie vinniger te groei as wat ons gedink het. So ja, die spasie het oopgegaan. Ons het half net gesê okay, ons vat die spasie. Nie geweet hoe 'n winkel werk nie, maar ons het dit maar uitgevind soos met die proses. En hy het natuurlik ook gehelp as gevolg van hulle experiences met hulle winkels en so jy kon 'n lekker mentor hê in daai sin. Ja. Ja.
Ja, so ek bounce nogals baie van sy idees af. Ek dink dit is ek dink nie ek is definitief 'n mense en ek dink die ding waarmee ek die meeste sukkel in besigheid is people management. En dit is regtig moeilik en ek lag eendag vir hom sê kan ek gaan gou 10 minute van jou tyd want ek dink ek's soos 'n slegte leier want ek verstaan nie hoe as jy iemand betaal dat hulle nie werk doen nie. So ek wil net gou-gou ek wil hê jy moet my gou-gou verduidelik hierdie werk want ek verstaan nie die maths nie. So ja, ek dink dit is baie lekker om 'n mentor te hê wat jy bietjie net kan guide want baie keer voel ek net soos ek wil net gou-gou weet hoe dit werk. Like gee my net so 'n bietjie en die ding is veral as jy 'n hart het vir mense, is dit baie moeilik om te wees soos hoor jy doen nie jou werkie en because it's business and business is hard and business is ook harsh want jy moet dit skei van die menslikheid amper ook van is soos weet jy wat die nommers klop nie jy kos my nou eintlik like this is this en dit is crazy en ek dink dit is my so inspirerende storie om te wys dat soos enigiemand kan dit enigiemand kan dit doen nie maar as jy 'n kop op iets sit en jy glo regtig daarin en jy gaan vir dit en jy go vir dit en jy het ook die confirmation daarvan om dit te doen dat jy dit kan doen dit is incredible en dit is eintlik nie eers soos ek het nie gedink ek gaan so diep in dit en wil gaan vandag nie maar ek dink dit is vir my net ongelooflik ek dink enige vrou wat hierdie kyk nou om te wees soos weet jy wat ek glo nie myself en ek kan hierdie doen nie like die wêreld is eintlik jou oyster en daar's soveel gaps in Suid-Afrika ook en spasie vir groei in verskillende industrieë. Die feit dat jy net is soos weet jy wat I'm going to do this en like ek glo in jou en ek glo in die brand en ek glo in wat julle doen. Dit is so fantasties en ek kan nie wag tot julle Kaapstad winkel gaan oopmaak nie. Hopelik in die toekoms. Ja, dis baie nader as wat ons gedink het. So dit is amazing. So hoe lyk die toekoms vir Elisma nou? Is modelwerk nog enigstens op die kaarte? Sal dit iets wees wat jy nog sal wil pursue? Ek sal nie glo nie, maar vandat ek nou half voltyds skool doen het ek nog nooit so groot jobs geboek in my lewe nie. No way. So ek's baie besigger as wat ek gedink het. Ek het nou onlangs, ek het Desember ingevlieg, het 'n kliënt my ingevlieg Lisbon toe vir 'n dag en ek was, dis amazing. Uitgevlieg en ek het nou einde van laas maand weer ingevlieg en uitgevlieg vir 'n kliënt. So dit is lekker want ek het goeie netwerke en kliënte nog en op die oomblik boek ek verskriklike groot goed, so ek's baie geseënd om dit ook nog te doen. So op die oomblik juggle ek twee werke, maar ek is iemand wat besig moet bly. Okay. Ja, so ek geniet dit verskriklik. So ek is definitief nog full on modelwerk, maar meer full on cool way. Okay, en hoe balanseer jy dit alles? Wanneer jy sê jy is iemand wat dit net als juggle, maar ek kan net dink dat met jou skedule soos ek meen ek is besig, maar as ek nou kyk na wat jy alles doen en ek glorify glad nie om like hustle culture en om verskriklik besig soos ek weet daar's soveel risiko's wat saam met dit kom vir mense mental health en mense gesondheid. So ek is altyd baie versigtig om te sê weet ek doen dit alles, jy weet want dit kan lei tot burn-out en daar's soveel risks veral vir vrouens wat dink hulle moet alles wees en alles doen. Maar vir jou en jou baie unieke situasie waar jy twee drome gelyktydig kan volg. Hoe balanseer jy dit? Ek dink dit is moeilik. Ek dink laas jaar het ek definitief op 'n burn-out stadium gekom waar ek net heeltyd gewerk het en dit is maar moeilik want dit is jou brand, so jy wil hê dit moet suksesvol wees en as jy dit nie gaan doen nie, gaan iemand anders dit doen nie. En as jy net twee mense is wat die brand soos aan die lewe hou, soos daar is nie soos oor jy het gou afdaggie. So ek voel nie lekker nie, is shame. Kom terug werk. Kyk, ek dink die dae wat ek siek was, het ek myself bitter jammer gekry want toe was ek soos okay, jy moet nou groot mens wees want soos jy gaan nog steeds moet werk. So ek dink dit is waar dit half moeilik geraak het, maar hierdie jaar het ek dit baie rustiger vat, soos ek vat naweke af, soos ek limit myself regtig om tot op 'n sekere tyd te werk en dan die dae wat ek modelwerk doen, is ek soos fully teenwoordig op dit, soos ek kom hier by die huis en dan probeer ek cool goed doen nie, want dit gaan net nie werkie. So dit is definitief, dit is baie moeilik, maar ek geniet dit. Dit is vir my lekker om te voel, ek verstaan, soos ek streef na wat ek nog altyd wou gewees het. Dit is amazing, en ek dink dit is 'n topic wat ek 'n bietjie meer passievol oor is deesdae, en dit is burn-out, want ek was die persoon wat vir jou hierso sit en vir jou sê, rarig, burn-out, soos gaan slaap, en jy weet, soos,
like Ja. rukkies af reg. Dit was hoe ek was. En ek as iemand vir my sê soos Julie, jy is besig om bietjie moeg te raak eerstens en nou jy is besig om sekere balle te drop want jy kyk nie na jouself nie. Is ek soos okay. Ja. I got this. Like I got this. Ja. Wat bedoel jy? I'm building a brand en ek verstaan presies waar jy vandaan kom want dit is soos there's work to do. Like ons moet hierdie doen, maar die ding is en iemand het nou die dag vir my gesê dat daar gaan altyd ek lag so want die iemand sit net daar. Daar gaan altyd nog werk wees en jy gaan altyd nog moet doen. Ja, maar ek moet boundaries stel en ek sien dit so in my eie lewe op die oomblik waar ek praat nou asof ek 'n ekspert is, ek doen dit al vir 'n week, maar waar ek 5 uur ophou in die middag en dit is baie moeilik. Dit is baie moeilik vir my want ek weet dat my naam is ook geheg aan hierdie. So en dit ek weet dat jou naam is ook geheg aan hierdie. So as if the balls are dropping, dan dit gaan terugkom op jou, you know. Maar dat as ek nie vandag klaar is met dit nie, ek kan môre aangaan. Ja. Kliënte, mense kan wag, maar mens dink so dat soos as ek nie hulle nou antwoord nie, as ek nie nou dit uitsorteer nie, dan gaan my hele besigheid in mekaar val. But it's not 100%. yes, nee. Ja. Maar die ding is die boundaries wat 'n mens vir jouself moet skep en ek het hoeka vroeër die week het ek 'n gesprek gehad met my community op Katsie waar ons 'n live call gedoen het waar ek net vir hulle gesê dat soos hierdie is die simptome wat ek raak gesien het. Ek slaap 8 ure, maar ek word wakker en dit voel of ek 2 ure geslaap het. Exactly. Ek so dus daai van ek is my nek is verskriklik styf, my rug begin seer raak, joints raak seer waar jy het eers geworkout nie, maar mens voel so ongelooflik seer. Ja. Goed soos alles voel moeiliker. Klein Alles voel 10 keer erger as wat dit eintlik is. klein alledaagse goedjies. As iemand net vir my verkeerd kyk, oh my word, dan wil ek begin huil. En ek wou ook die hele tyd begin huil. Ek dink dit is een van die grootste signs wat ek gesien het. Ons almal soos my man veral en sy sê, "Okay girl, hierdie was nie nou so diep nie, maar jy begin nou huil." En dan besef ek, okay, this is not okay. Ja. En Martinique wat op die podcast was, het ook vir my gesê dat soos dit gaan fisies begin wys. Soos dit gaan jou impact of dit jou hart is of dit jou gut is. Daar's goed wat dit gaan impakteer en ek is so bly jy het ook die signs al raak gesien in dit. En die boundaries wat jy gestel het is baie goed. Soos vat naweke of wees present wanneer 'n mens by 'n plek is. Ek dink dit maklik vir my was is ek het dit regtig ook soos half vir my vriendinne gesê en ek het gesê okay julle, so ek weet ons gaan mekaar gou-gou hier accountable hou. Ek weet nie of moet ek julle accountable hou nie, maar ek wil julle met my gou accountable hou want nou is dit lekker want nou druk hulle my hoor, kom ons gaan stap na 5 want jy is mos nou klaar gewerk. So dan verstaan dit vat heeltyd maar jou kop af en ek dink wat 'n vriendinne ook of jou ondersteun jou verstaan jou village sien jy is nie okay nie om ook altyd soos in te check en actually net of bietjie iets te gaan doen wat verstaan nie of jou gaan forceer om terug te gaan huis en verder te gaan werk nie. So ek dink dit is lekker om ook om seker te maak dat jy create verstaan 'n vriendegroep wat jy kan accountable hou op goed waarmee jy struggle. So is baie waar. En ek dink mense kan baie maklik jouself isoleer wanneer 'n mens in hierdie spasie is want niemand verstaan nie Ja, jy is besig. Ja, ek's besig en niemand verstaan nie. So weet jy wat, ek gaan nou maar net en ek was ook definitief in daai spasie waar ek myself net heeltemal isoleer het en gesê het, weet jy wat, dis fine, my droom is nou belangriker as my mense en dit is wanneer dit gevaarlik raak. Ja. Want wat help dit? Jy het nou hierdie massive brand, dan gaan jy huis toe en daar's niemand hier, dis leeg. Jy het nou hierdie massive brand, maar jy kan niemand bel om te celebrate saam met jou nie, want jy het al jou vriende al gelos in die proses en is ook baie cool dat jy dit saam met jou vriendin ook doen, want dit help jou ook om half daai vriendskappe te behou en ek dink mens voel bietjie minder alleen. Ja, ek dink dit is lekker. Ons het van die begin af het ons sommer 'n group chat gemaak wat cool is en dan ons as vriendinne, maar ek lag as ek en sy ook net 'n slegte dag en dan sê ons okay, ons maak ons laptops toe en dan sê ons van nou af is dit friendships. Dus ons gaan nou sit en chat oor soos as vriendinne en nie besigheid nie. En ek dink dit is wat ook half die hele soos journey van ons as verstaan vernote baie lekker maak want dit is soos jy's nog steeds verstaan jy's mense en jy verstaan mekaar, maar dit is half daai lekker soos vriendskap situasie. Ja, maar die ding is ook dit is ook 'n risky ding om te doen om saam in besigheid te gaan, want dit kan albei kante toe gaan. Maar julle die regte persoonlikhede ook. Ek dink as julle te veel dieselfde was, sou dit dalk bietjie risky gewees het. Ja, en ek dink soos omdat die Here verstaan ons altyd so fondasie is en ons weet soos dit is nie
cool, hy is nie hier as gevolg van ons hier, dis as gevolg van hier van die Here. So Sure. ons weet net, verstaan, soos dit is definitief van die Here af. So verstaan, ons is letterlik net die hande, letterlik is die so hande. cool. So ek dink dit is een ding wat ons regtig ook op baie vas staan, is dat dit is so 'n groot testimonie ook eintlik van die Here vir hoe goed hy vir ons is en hy wat vir ons half 'n idee gegee het. So ek dink ons hou baie vas daaraan en verstaan, so dit is maklik vir ons om half ons persoonlike opinies partykeer aan een kant te sit en te sê soos hoorie, ons is besig om 'n brand te bou en dit gaan nie oor ons nie. Jo, So ja. what a cool founder story. Soos ek dink dit is soos een van die cool, julle moet soos 'n ek weet nie of julle het nie, maar soos 'n about page en dan net soos hierdie testimony want dit is epic. En Dankie. as ek nie nou met jou gesit en gesels het, sou ek nooit daar geweet het nie. En ek is so bly jy het actually kom sit om dit op so 'n vlak te deel. Maar die ding is, ek dink ook ons het nie altyd die geleentheid om net so te sit en 'n storie te deel nie. Ja. So ek wil juis ook hierdie platform vir sulke stories gebruik want mense kan altyd die glamour en die lekker goed sien en daar is nie altyd tyd om net te sit en te gesels en regtig die storie te deel nie. Maar dit het my nou sommer net weer van vooraf inspireer om self ook in my besigheid te onthou soos what is the why en dat dit groter is as mens self en dat 'n mens regtig net vashou aan daai droom en onthou, jy weet, why did I start this? Ja. Wat is die impak wat ek ook regtig wil maak op 'n mens se lewe? Dit is epic en ek dink regtig dat soos dit gaan soveel mense se lewens aanraak. Ek wil vir jou vra as jy nou moet dink aan jonger Elisma en as sy nou vir jou kon sien en as sy nou en ek weet dit is soms 'n moeilike ding, maar wow, waarop dink jy sal sy trots wees as sy nou na jou kan kyk? Ek dink sy sou definitief nie hierdie entrepreneurskap twist gesien het nie, want ek het ja. For the plot, is a plot twist. Ja, nee, baie groot plot twist, maar ek dink sy sou trots gewees het op die vrou wie sy geword het ten spyte van alles wat gebeur het. En ek dink nog steeds, so ek dink soos my lewe nog steeds baie glamorous, soos jy weet mos maar hoe Instagram maar mense het nog steeds mense harte daar en soos die lewe is nie maklik nie en ek dink as ek vir haar kan raad gee vir my jonger self, sou ek gesê het ja, om 'n bietjie sagter op jouself te wees, om nie so half te dink jy moet so vinnig groot word nie. Soos niemand het dit in elk geval uitgefigure al nie. Soos mense probeer dit nog steeds self uitfigure en ek dink op hierdie oomblik van my lewe kan ek regtig sê dat soos die manier hoe ek alles hanteer het regtig my geskape vir wie ek is. En net om regtig vas te hou aan geloof. Soos ek dink dit is die grootste testimonie van my hele lewe dat waardeur jy gaan soos op daai oomblik gaan jy definitief nie verstaan hoekom nie, maar dit is 'n testimonie wat jy eendag kan deel en al help jy letterlik net een persoon, soos is daar 'n rede waardeur jy soos hoekom jy daardeur moes gaan. Sure, dit is so powerful. En ek wil vir jou vra, wat is een boodskap wat jy moontlik vir iemand wat dalk deur iets soortgelyk gegaan het, in hulle jong jare of dalk nou vandag enige ouderdom, wat is dalk 'n boodskap wat jy aan hulle wil gee? Vat dit stadig. Ek dink werk daardeur. Soos jy moet definitief daardeur werk. Gaan sien iemand, praat daaroor, skryf dit neer, huil, skree, maar sien iemand, regtig probeer daardeur werk en onthou net dat dit is nie jou titel nie. Soos dit is dalk wat met jou gebeur het, maar dit gaan nie ooit verstaan maak wie jy is nie. Dit gaan jou definitief net sterker maak en ek beloof as jy die boldness begin ervaar en die Here se stem begin hoor dat verstaan soos hy het definitief ook 'n goal om jou storie te verander in 'n testimony en dan dink ek regtig soos net om vir jou te sê dat alles gaan oukei wees en ek weet dit is so klise maar dit gaan oukei wees. So sien iemand praat daaroor en werk daardeur maar moenie jouself verloor in die proses nie. Ja, dit is so mooi en ek dink definitief dat daar gaan soveel vrouens soos wat hierdeur geraak word en moet nooit ophou jou storie deel nie. Ek dink ek weet dit soms dan voel mense soos okay, dis 'n deel van my wat ek miskien moet agterlos want dit is nou 'n nuwe fase waarin 'n mens is en ek dink soos wat 'n mens mature, ek dink hanteer mense ook situasies dalk anders as wat mense uit mens jonger was, maar iets wat regtig by my gebly het hierdie hele gesprek is wat jy in die begin genoem het dat jy is nie spyt oor enigiets in jou lewe gebeur het nie want jy weet jy kan dit vir sy goedheid nou gebruik. Powerful stuff. Ek dink dit moet so ergens neergeskryf word want dit is so waar en ek dink dat dit nooit die einde is nie. Dat mense dink dat hierdie is die einde van my lewe, dat ek kan daar is nie nog vir my nie.
En ek dink jy's net so 'n living proof dat ek meen van die meisie wat nie meer wou leef nie, na die lewe nou wat jy voorgedroom het nou kan leef. Dat dit so 'n groot net testimony en bewyse is dat jy weet nooit wat gaan gebeur in jou lewe nie. Jy weet nie. Like jy kon nooit in die wildste drome gedink het dat Elisma sou wees wie sy nou is nie. En nou sit jy hierso en is soos, oh my word, imagine. Maar mens kan nie want jy sou dit nooit kon raai nie. Ja. Sê vir my, hoe lyk jou volgende, ek weet dit is nou so moeilik as 'n besigheidseienaar wanneer mense soos like so baie kan verander, maar hoe lyk die volgende paar jaar vir jou? Wat sal vir jou die ideale volgende 5 jaar wees, as jy moet dink aan die toekoms vir Elisma? Ek moet sê ek geniet die besigheid verskriklik baie, so ek sal definitief aanhou met dit. Ja, mens weet nooit wat ek myself gaan mee uitdaag of iets nuuts ontdek en weer terugbring nie. Ek hou nogals daarvan om 'n Uno reverse op te gooi op enige kaart. So ek partykeer set ek eers vir myself goals nie, want ek weet ek gaan net opkom met iets nuuts. So ek dink nogals definitief om Koei groter te verstaan, bietjie meer winkels op te maak, 'n bietjie groter te maak, die span groter te groei en dan hopelik een van my Pinterest boards, 'n koffieshop of ek weet nie, iets te laat doen eendag. Dis net 'n bietjie amazing. rustiger te raak in my lewe. Maar ag ja, my grootste droom is maar nog om 'n ma te wees eendag. So ek dink daai drome is definitief nog daar. Maar verder dink ek my persoonlike lewe, dink ek dit is net om bietjie te groei en 'n bietjie rustiger te raak en myself nie half heeltyd te probeer meet dat my waarde gekoppel is aan hoe sterk ek is of hoe mooi ek is of hoe hard ek moet werk nie. So ek dink vir die volgende 5 jaar gaan ek dit rustig vat. Myself dalk verbaas met nuwe geleenthede so nou en dan. Maar ja, ek dink dit gevestig wees in Suid-Afrika en ja, kyk wat se volgende besigheid kan ek oopmaak. Dis amazing. Ek dink iets wat jy daar genoem het is net vir my so powerful, is soos mense sal na jou kyk en dink soos ja, like go. Like al wat jy nou moet doen is net groei in besigheid en wat ook al, maar jy noem daar dat jy wil rustig ook wees. En mense kan so verlore raak in die proses en jou persoonlike lewe dalk aan die sy sit en of op sy sit en wees soos weet jy wat, nee, like dit maak nie nou saak nie. En ek dink dis dalk iets wat alle vrouens moet hoor wat nou dalk hierdie sien, dalk as hulle 'n ma is of 'n jong entrepreneur is of iemand is wat nou alles in hulle besigheid insit, soos moenie jouself verloor in die proses nie, want dis altyd, en Minke wat op die podcast was, het dit so mooi gesê, sy het gesê dat dit is waarna jy huis toe kom wat die belangrikste is. En ek is so dankbaar dat jy dit prioritiseer ook, dat jy jou persoonlike lewe ook prioritiseer en ek wil jou aanmoedig om altyd dit eerste te sit en jou welstand eerste te sit, alhoewel jou besigheid floreer en alhoewel dat jou storie so ongelooflik is. Dankie dat jy vashou in dit en vashou in jou geloof. So 'n voorbeeld is vir mense om te onthou wie hulle anker is. En dit is ongelooflik en dit is vir my so cool en ek wens ek kan nog meer van hierdie storie hoor, maar ek weet dat jy in die toekoms net gaan aanhou boldly dit share. Jy is gutsy, jy is die definisie van gutsy en ek hou jou dop en ek support jou en ek dink dit is ons episode vir vandag van Baie She's dankie. Gutsy. Baie dankie dat jy hier was. Ja, dankie vir die voorreg, ek waardeer dit en dankie vir jou boldness om obviously 'n platform te skep vir vrouens om regtig hulle gutsiness te kon share. Ja, amazing. Baie dankie en dit is ons episode vir vandag.